till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Baie dankie en baie welkom. Kom ons kyk gou na ons afkondiging. Ek wil net by die welkom baie dankie sê vir almal wat so hard werk aan ons bazaar. Ek raak benoud want my seun het kom kuier en hy sê dat die golfklub van Swakop is baie kwaad dat hy nie gesê het daar's bazaar op vir babes nie, want hulle wil almal kom. So daar wag vir ons groot dinge. Kom ons kyk net gou na ons afkondiginge. Ek voor ons na die Junie maand se maan kyk. Hy gaan te vinnig vir my. Wil ek net noem wat lief en leed aanbetref, het julle die name daar. Karin Baumgarten wat ons verlede Sondag bekend gemaak het wat oorlede is. Sy roudiens was reeds al donderdag hier in die kerk. En dan moet ons nog altyd vir Sofia asseblief bid. Benny kyk na haar. Versorg haar by die huis. En dan van die AGS kerk Magda Hartslief. Hulle het gekuier en sy het baie sleg geval, haar heup gekraak en sy was vir 'n heupvervanging Vrydag. So sy is nog, sukkel nog met die bloeddruk en al daai goed. Sy is in Windhoek. Kom ons kyk na ons Junie maand. Laat ons net gou teruggaan na Junie maand. Daar lyk ons program vir Junie. So hierdie week, hy is vinnig op my. Kan ons net gou, kom ek maak hom hier gou. Daar gaat hy heel af. Maar kom ek noem het sommer uit my kop uit. Die skole begin die 2de, so alles is weer terug na normaal toe. So ons kategese sal nie hierdie week nie, maar volgende week begin. Alhoewel ons belydenisklasse sal al hierdie week begin. Maandag aand is die meeste van die kinders is op Zoom en dan Vrydagoggend is ons dan by die skool. En dan die bazaar, terwyl sy kyk of sy vir ons die bord in die gang kan kry. Baie belangrik. Dit werk so, ons het Vrydag aand 'n konsert, 6:00. Hoe laat begin die? 6:00 begin die konsert. Marie Beker, steek jou hand op dat almal kan sien hoe lyk Marie. Marie gaan na die diens in die klein saaltjie sit. Jy moet asseblief, sy het gesê al die mans, terwyl ek preek gaan sy kyk wie sit hier.
want julle moet almal mannekamp toe kom. Die mannekamp is die naweek van die 12de. En dan verkoop sy ook die kaartjies vir die konsert, want dit is al Vrydag. Dan het ons nou, asgies? En die konsert is hier. Dankie dat julle saam praat, dan voel ek nie so alleen nie. Ok, so die konsert is begin 6 uur hier in die kerkgebou, ok. En dan Saterdagoggend, jy wil nog iets sê. Praat in daai mikrofoon. Die kaartjie sluit tog 'n dingetjie in. Sê weer? Nee, as jy 'n kaartjie gekoop het, dan kry jy ook 'n kosie. So die kos kom saam met die konsertkaartjie. So eintlik kos die konsert niks nie, maar die kos iets. Of jy kan nou besluit hoe wil jy maak. Kos is gratis of die konsert kos geld. Jy is baie gevaarlik, net om maar eet net die kos en gaan huis toe. My aanval. Goed, dan het ons nou die konsert en dan Saterdag is die bazaar by die saal, daar by 'n moederkerk se saal. Ons slaan 'n tent op, ons gaan lekker kuier, daar is baie dinge om te doen en die hele gedagte is dat ons kuier. Dis hoekom ons nog bazaar hou. Anders kon die ouens vleis Metro toe gestuur het en die geld gestuur het. So ons doen dit self, so kom asseblief en kom kuier saam. Dis baie belangrik. Ons gaan 'n veiling doen, maar die veiling gaan ons probeer om hierdie jaar online te doen, né? Is dit reg? Goed, daar is Junie maand, ons is nou daar. En dan die Sondag in die verlede was daar nie 'n diens na die bazaar nie. Ons het goed gedink om te kom dankie sê. So ons gaan 'n dankie sê diens hou daai Sondagoggend. Kom ons kom terug na ons Junie maand toe. Skool open. Die derde is ek op welkom. Ons praat oor depressie. Dan die konsert, daar het jy hom. Dan die bazaar, dan die dankdiens. Maak julle huise oop. Ons huis loop oor, want die ouens kom vir die bazaar kuier. So ek en Zaan slaap op die bank of dalk in 'n tentjie op die in die tuin. Die kampvaart, staan die kampvaart. Oh ja, die kampvaart, dis reg. Ek sal hom so doen. En dan die mannekamp is die 12, 13 en die 14de. Die 14de ry ek uit Witvlei toe, dan het ons diens op Witvlei, Bybelstudie op Klein Kytshout. Dan die 21ste is Vadersdag, hier in die kerk. En dan Kroonster, die 23ste, en dan die 24ste uur byeenkoms, soos ons gewoond is. Ons sal later vir julle die onderwerp bekend maak, en dan die 28ste op Samadel. As daar dinge is wat julle graag wil inbring hier, moet julle net vir ons laat weet. Goed, en dan die week, hoe lyk hy nou? Om net te onderstreep, ons het weer ons Bybelstudie by 'n huis die Onlou in Elim, Vrydag by die manne saam, dan die konsert die aand 6 uur en Saterdag die bazaar en Sondag dan ons dankdiens. Wat het ek uitgelos? Help my gou. Goed. Dinkie is hier. Dinkie steek jou hand op. Sy's gesond. Wonderlik. Prys die Here. Sy is hoe lank van nie? Hoe lank was dit, Dinkie? 'n jaar se behandeling. 'n jaar behandeling gehad. Baie swaar gekry en ons loof die Here, baie dankie dat jy hier kan wees saam met ons. Goed, Serena, wat sing ons voordat ons doen? Ons tema dan word vervul met die volheid van God. Goeiemôre julle. Ons gaan vandag lekker sing. Ons begin met strome van seën, van bowe, dit die liefde beloof. En dan ons laaste vers wat ons sê, strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en biddende wag ons. En is dit nie 'n verskriklike ding om te wag nie? Ek weet nie hoeveel van julle is goed met wag nie, maar ek is nie goed met wag nie. So, ons moet wag, ons moet rustig raak en wag. En dan gaan ons tweede lied gaan oor die rots wat God vir ons is. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. En ons gaan Psalm 16 sing. Here, U is my lewe,
Ek ken u veilige bewaring elke dag. Dit gaan aansluit by Dominee Dirk se foto. Gaan ons dit sing? En ons slotlied vanoggend is lied 334, God is liefde, juig ons harte. Maar ons gaan staan vir strome van seën, en die van julle wat wil gaan sit, kan enige tyd, die wat wil bly staan, moet net nie, dat almal net die bord mooi kan sien. Ons gaan die bord nog skuif, dan sal dit nie 'n probleem wees nie. Goed, dankie. Goed, baie dankie. Ons is nou deur Kersfees, ons is deur 'n Paasfees, ons het Pinksterfees gehad. Baie geseënd gewees. Nou is die vraag, waar jy nou? En dit vat ons na die dan ons fotum Psalm 16, wat ons ook gaan sing. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Ek het gister 'n troue gehad in die Hervormde Kerk, en ek sê dit elke keer as ek mense trou, dat jy besluit om jou troue in die kerk te laat plaasvind onder die Here. En dan verduidelik ek dit so en sê, as ek by jou kom kuier en ek my voete onder jou tafel instoot, hou ek my by jou huisreëls, en hopelik werk dit andersom, as jy by my kom kuier, dan steek jy jou voete onder my tafel, hou jou by my huisreëls. Dis maar etiket. Nou het julle besluit, julle wil julle huwelik onder die tafel van die Here plaas, en daarom kan jy nie leef soos jy leef nie, of wil leef nie, maar moet jy jou huwelik inkleur en laat gebeur onder die tafel van die Here, volgens die woord van die Here. Dieselfde, wanneer Jesus gekom het en jy dit in geloof aangeneem het, dan stoot jy jou lewe se voete onder die tafel van die Here. En dit is dan wat Psalm 16 sê, u leer my hoe om te lewe. Nie los my uit, daarbij aanpas nie. By u is daar oorvloedige blydskap, dis die belofte. As jy jou voete onder die Here se tafel instoot, en jy kom leef volgens sy riglyne, is daar blydskap uit is. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlijke tyd van verkwikking, vloei uit ons eiland en lof. Strome van seën, geef aan die volheid ons leef. Skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, mirakel vloei uit elkoor. Skenk die belofte verkwikking, kom en bevestig die woord. Strome van seën, geef van die volheid ons wil. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al volle, o Heer.
die strome, o Heer. Skenk ons die strome, o Heer. Rock of ages, cleft for me, let me hold myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. For I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Wash me, Savior, or I die. Here, wie is my lewe, ek in die veilige bewaring elke dag. Here, wie is my vrede, as die storms om my woed met liefde kraag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met sal en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Uit die hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles hier tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom
Evangelie noem ons dit. Dit is die geleentheid waar ons nie net oor die Here praat nie, maar met hom. Ons gaan 2 gebede hê, Marianne het omtrent al haar dae gehad om my te verstaan. Die 2 gebede is dieselfde. Die een is die ewige lewe met 'n vraagteken en die ander gebed is die ewige lewe met 'n uitroepteken. Wat bedoel ek daarby? Kom ons begin by ons eerste gebed, die ewige lewe. 'n Vriendin van my, Anne-Marie, se agtergrond is 'n bietjie hartseer. Haar ma is 2de keer getroud na pa se dood, neem ek aan. Was nie 'n goeie huwelik nie. En dan sy bly in Namibië en sy hoor net haar ma is oorlede en die pa sê kom ruim jou ma se gemors op. En sy gaan Kaap toe en die oggend het sy dan haar goed gepak. Hulle het begrafnis gehou en die aand met sonsak. Toe vertrek die vliegtuig en hy styg so op. Nou as jy op die lughawe van Kaapstad is, dan gaan hang die son baie mooi, amper soos by Swakop. En dan gaan lê hy terwyl as hy afsak. Maar wanneer jy met 'n vliegtuig opstyg, dan is dit 'n ervaring of die son weer opkom. Want jy mos nou hoor. En skielik praat die natuur met haar en sy sê vir haarself, vir my is my ma dood. Vir my lê die donkerte van alleen wees voor. Maar eintlik sak hierdie son nooit. Vir my ma sak die son nie. Want eintlik sak son nooit nie. En dit pas so mooi by Lenita, 'n vriendin van my wat sonneoë gebore is. En na 'n lang pad wat ek saam met haar gestap het, vra ek vir haar toe eendag, sy's 'n advokaat en sy's 'n methodiste dominee. Verstaan jy alles? Weet jy alles? Want op 'n stadium het sy 'n probleem gehad met die reënboog. Dan vra sy dik, hoe lyk 'n reënboog? Nou, verduidelik nou vir iemand 'n reënboog wat die oë het, nie, jy weet. So het ek gesukkel. En sy sê nee, sy het 'n idee. Ek sê, nou, verstaan jy alles? Toe sê sy alles behalwe een ding. Ek vra vir haar, wat is dit? Sy sê, ek verstaan niks wat julle sê as julle sê, die son kom op en die son sak nie. Ek weet nie, ek sê nou laat gaan slaap jy. Sy sê op jou horlosie. Sê, okay. Want vir Lenita en vir Anne-Marie en vir die een wat sterwe, sak die son nooit. Ek wil hê jy moet nou in gebed gaan en hierdie begrip hê, dat die ewige lewe is nie 'n stop en weer begin nie, maar soos die ou mense praat van 'n oorgang. Het jy 'n besef van wat die ewige lewe is? Kom ons word stil en daar is die vraagteken. En vra vir die Here. Dink aan die son wat al in die rondte gaan en nooit sak nie, maar ons praat van hy sak en dit word vir ons donker en ons gaan slaap en ons word baie keer bang, want goed wat in die nag gebeur is altyd traumaties. En dan is ons dankbaar as die son weer die oggend opkom. Word net stil voor die Here en vra vir hom om ietsie daarvan verstaan, dat die ewige lewe beteken, 'n son kan nie sak nie. 'n Son kom nie op nie. 'n Son is altyd daar en die ewige lewe is nog meer as die son, altyd daar.
Ons tweede gebed het 'n uitroepteken. Is jy deel van die ewige lewe? Het jy die ewige lewe? En hier is 2 vrae. Die eerste vraag is, as die Here jou vandag moet kom haal van watter rede ook al, is jy gereed om God te ontmoet? Is jy gereed? Is jy deel van die ewige lewe? Die tweede vraag is, nou op die aarde, het jou ewige lewe al begin? Is dit, as ons bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, is ons al deel van die ewige lewe, as voorbereiding vir die oorstap. Maak daardie saak met God uit. Terwyl almal so met hulle oë toe sit, as jy wil ek moet vir jou bid vir die ewige lewe, steek vir my jou hand op asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, vir ons wat met ons voete hier op die grond loop, en moet worry oor water en ligte rekeninge, of ons gelde die einde van die maand gaan maak, sukkel met 'n huwelik of sukkel met verhoudings, wil ons vanmôre kom bid. Is dit moeilik om 'n regte besef te hê van die ewige lewe? Dis vir ons nog so in 'n vaagheid, Here. Maar ek wil kom bid vir elke hand wat opgesteek is vanoggend, dat u werklik die ewige lewe 'n werklikheid sal maak in ons lewens. Dat ons sal weet, dat ons weet. Sodat ons nou al iets van die ewige lewe kan beleef. Sodat wanneer die tyd gekom het om voort te gaan, dat dit net 'n oorstap sal wees. Dankie dat ons dit van u kon vra, omdat u die God is van lewe en die ewige lewe. Amen. Baie, baie dankie. Dis nou tyd vir ons kinders. Waar is hulle? Kom gou. Sy. Julle moet dit net kalm vat, hoor. Hierdie kant. Ek wens julle was ook so opgewonde. OK, kom. Kom staan net hier ver. Waar gaan jy? OK. Goed, ek wil hê julle moet daar staan, want ons gaan gou iets lees. Kom staan gou hier, ons gaan gou op die bord lees. Ons teks vanoggend, hy wil nie werk nie. Gaat ons verby. Nou die Bybel sê, maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Die Here het 'n fondasie gebou, né? Nou moet ons kyk dat ons reg bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament, die grond waarop ons bou, is Jesus Christus. Nou hoe gaan ons bou? Waarmee gaan ons bou? Met goud? Met silwer? Ja, ons gaan 'n tower bou. Hoe weet jy dit al? Edelstene, hout, gras of strooi, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. En ek vat jou na die storie van die wolf. Wat het hy gemaak? Ken julle die 3 varkies? OK, kom ons kyk. Die een het 'n huis gebou van gras en 'n ander een van stokkies.
en die ander een het 'n sterk huis gebou. Nou wat gebeur as jy blaas? Gaan jy blaas? Ook nee, hy gaan nie omval nie. Kom ons kyk, as jy hierheen, dan val hy om. En daai ene, blaas. OK. Blaas om. Hierheen. Sal hy omval? Nee, hy sal nie omval nie. Hy is sterk. Want hy het 'n goeie fondasie. En dis wat die Bybel sê. Hy is so sterk soos 'n baksteen. En weet julle wat? As jy by die skool is en jy word groot, die groot mens lewe is maar rof, jong. Is baie moeilik. Maar as jy sterk bou en jy word sterk, dan gaan jy sterk bly staan. OK. Baie dankie. Daar sê hierso het ek vir hulle iets gebring en dan moet jy net merk. Gaan sit daar by die tannie. Gou. Kom ons maak ons Bybels oop by Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3. As die ene doen, dan doen die ander ene dit. So oppas wat jy doen. Ons gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 3 en dan lees ons vanaf vers 14 tot 21. Baie belangrik om die goeders lekker by mekaar te kry. Ons het die fotum gehad. Die fotum sê die Here leer ons om te lewe. Ons het gebid en ons het ons stil geword voor die Here oor die gedagte van 'n ewige lewe. 'n Ewige lewe in die hemel, maar ook 'n ewige lewe hier op die aarde om deel daarvan te wees. Nou is die vraag, hoe lyk daardie lewe? En ons het gekyk, ons kan bou met goud, of ons kan bou met stokkies, of met gras, of met strooi wat omval. Maar wanneer ons goed bou, dis belangrik. As ons wil bou, moet ons deeglik bou. Alles val ons huwelik in mekaar, alles val ons lewe in mekaar, alles val ons gesinne in mekaar, al val ons besigheid en ons plaas in mekaar. En dis hoekom dit belangrik is dat ons vanoggend hieroor met mekaar praat uit die lering van die heilige woord van God, soos Paulus dit geskryf het onder moeilike omstandighede uit die tronk uit, dan skryf hy die volgende woorde. En dit is sy gebed wat hy neerskryf. Hy skryf dit as 'n gebed, Efesiërs hoofstuk 3. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel, die ewige lewe in die hemel, en die ewige lewe op die aarde, sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat ons gaan Bybelstudies hou, so jy met jou Bybel oop hou, ons gaan om teks vir teks kyk, né? Vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Vers 18. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Vers 19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Vers 20 en 21. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Waar het ek my merkertjie gelos?
Soos gewoonlik, kom ons kyk gou na die inleiding van Efesiërs. Nou, dis nie meer so onbekend nie, ons het al baie daaroor gepreek in die verlede. Ons hou belydenis, begin ons met Efesiërs, is 'n wonderlike boek, want hy plaas jou binne in die verstaan van die godsdiens. Het ons geleer dat Paulus skryf in Efesiërs 1, hy skryf in die 3de vers, dat die aktiwiteit wat in die hemel aangaan, onthou julle nog? God drie-enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seker een van die enigste of van die mintekste is waar die drie-eenheid vir ons uitgespel word. Seën, dis die werkwoord die mens. Ons word geseën. Die hele hoofstuk gaan daaroor. Seëninge op seëninge op seëninge. Hoofstuk 2, antiklimaks. Maar ons lewe 'n doodse lewe hier op die aarde. En dan kom hy en hy skryf verder en hy sê, maar uit die liefde en die genade van die Here gee hy vir ons wat? Kersfees. Jesus Christus is gebore. En ons pop die ballonne en ons het 'n Vader Kersfees en ons raak heel die mekaar, want ons weet nie lekker hoe ons dit het nie. En dan gee ons vir mekaar presente, want ons sê hier tussen al die presente deur onthou, Jesus Christus is ons geskenk, want hy het gekom om te Paasfees, om aan die kruis te kom hang, om te sterf, ons doodstraf te kom vat, en op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het die hemelvaart, hy het na die hemel opgestyg, en hy bly in die hemel waar hy vir ons sy ewige lewe 'n woonplek voorberei. En dan die Pinkster, die vervulling met die Heilige Gees, wat ons totaal verander in 'n ander denke, in 'n ander persoonlikheid, 'n totale ander wees. En nou is die vraag, ons het dit nou alles gevier, ons het Kersfees gevier, ons het Paasfees gevier, ons het Pinkster gevier, wat nou? Nou Paulus skryf baie interessant, toe ek nou vra vir die Here, wat moet ek nou oor preek, en waarheen gaan ons nou vir die res van die jaar, want is nou van Mei, Junie, tot wanneer Kersfees weer kom. Skryf Paulus, en hy praat van 'n lewe uit die dood na 'n nuwe lewe. Dis 'n proses om vanuit hierdie doodsheid nou in die Kersfees, in die Paasfees, in die Pinkster in te lewe. Ek gaan blaai weer in my Andrew Murray boek en hy praat van 'n nuwe lewe. Hy het 'n boekie geskryf met alle klomp artikels in, wil ek amper maar sê, oor wat met die jong Christen doen om 'n nuwe lewe te kan hê. En hierdie nuwe lewe wat vir ons voorlê, is 'n pad van gebed. OK. Dis 'n pad van gebed en so begin Paulus dan ook vir ons skryf oor sy gebed. Nou met die uitstorting van die Heilige Gees het ons geleer dat ons 'n totale ander tipe van lewe het. Dink weer terug na die Samaritaanse vrou. Sy sê vir hom, ons het ons kerk. Jy moet nie vir my hier kom proselietemakery maak nie. Jy moet nie vir my probeer omhaal na jou kerk toe nie. Ons het ons kerk. So sy gaan kerk toe. Sy het haar godsdienst, sy bid. Maar as jy na haar lewe kyk, wat 'n de mekaar spul, 5 mans. Sy moet in die alleen op 'n hitte van 'n dag, moet sy kom water haal, want sy sien nie kans om die mense te wys nie. So 'n tipiese de mekaar lewe. Almal skinder oor my, niemand hou van my nie, niemand wil pelle maak met my nie, niemand met maats maak nie, maar sy sit in die kerk. Maar jy weet daar agter wat niemand jou sien nie. Of ons kom ook nie meer kerk toe nie, ons sal maar so oor die TV kyk. Ons glo en ons behoort aan die kerk, maar ons lewe is totaal de mekaar. En dan kom die Here Jesus en hy sê, daar kom 'n dag, wanneer jy en almal, mevrou, ware aanbidders moet wees. In gees en in waarheid moet aanbid.
Nou, ons het al met mekaar daaroor gepraat, kom ons onthou dit weer, kom ons klink die spyker om. Hoe bid ons dan nou verkeerd? Die verlore seun sê vir sy pa, wat 'n metafoor is van God, ek soek my goed. Ek wil my goed hê. Ek soek my erfdeel. Ek soek my geld sodat ek kan gaan. In moderne taal of in godsdiensttaal, ek soek die ewige lewe, ek soek 'n plek in die hemel, ek soek 'n goeie huis op die aarde, ek soek 'n goeie vrou, ek soek 'n goeie job, iets mos beloof, so ek soek die goed. Here, ek soek dit, ek soek dat, maak my gesond, maak my gelukkig, maak my goed. Dis my manier van bid. Die oudste seun vra ook en bid ook, maar wat sê hy? Hy moan. Hy staan nie Martie, wat moan oor alles. Ek het al die jare in die kerk gewees. Ek het by al die bazaar my bene in spataarde gestaan. Ek het al my geld gegee vir die kerk. Ek was 'n ouderling, ek was 'n diaken, ek was 'n dominee. Ek het my beste gegee vir my vrou en my gesin. En ek het niks uit hierdie deel uit nie. Sy gebed klink so. Hoekom help jy my nie? Hoekom is ek altyd net in die agterspieël? En dit lyk of my pelle gaan vooruit en ek is hier agter. En ek kry niks uit hierdie deel uit nie. Klaar, mou. Maar nou sien ons wanneer jy met die Heilige Gees gevul is. Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ek wil die pad loop wat u geroep het en beplan het en gewil het. En nou is die vraag, hoe doen 'n mens dit? En ons begin by nommer 1, Paulus se gebed onder die Heilige Gees. Hy skryf en hy sê in daai eerste vers wat ons gelees het, vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek erken dat God is my skepper. God is God. God is my alles. Ek kom dit doen wat my ma my geleer het van kleins af. Hoe vra 'n mens? Asseblief. Met asseblief en dankie gee ek erkenning van my totale afhanklikheid van God. Nie my human rights nie. Julle moet dit vir my gee, ek moet dit, die Here moet my genees en die Here moet my vergewe, want dit is sy job om dit te doen nie. Die hemel en die aarde word een, want ek sit hier op die aarde, maar ek is besig om God se wil te soek, die ewige lewe en die ewige lewe hier. Dankie Here vir die skepping, vir die klippe, vir die natuur, vir die veld, vir reën. Dankie Here dat u gekom het in Kersfees, dat u op die aarde was as mens, seun van die mens. Dankie dat u vir my aan die kruis gehang het en my doodstraf vir my gevat het. Dankie vir die Heilige Gees, die Sabbat wat ons kon vier, om my te vul met die Heilige Gees. Dankie vir die rykdom van sy heerlikheid. Dis sulke groot woorde. Wat beteken die rykdom van sy heerlikheid? Dit beteken dit raak nie op nie. Ek het nou die dag gelees, die regering of iemand het in Suid-Afrika gesê, die ouens moet nou ophou met hierdie sonkrag, hulle gaan die son opgebruik. Dan sit ons in die donker. Toe lag ons vir hulle. Party mense dink ook die Here se goedheid raak op. As jy dink die son raak nie op nie, die heerlikheid van God hou nie op nie. OK. Dan die volgende. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee. Wat se krag? Om almal te voete wat nie maak soos ek sê nie. Nee, om innerlik sterk te word.
Ek het daardie prentjie van 'n Dawid. Dis innerlike krag wat sê, hoe kan julle toelaat dat hier 'n man kom en ons God kom verneder en hy tel 'n klip op en hy gooi vir Goliat dood. Wat is die siekte van die dag? Wat is die siekte van die modernisme en die postmodernisme? Depressie. Depressie maak jou negatief, dit maak jou magteloos, dit maak jou kragteloos. Jy het nie krag om in die oggend op te staan nie. Jy loop sommer heel dag in die pyjamas en die kamerjas rond. Jy het nie lus nie en jy is totaal platgeslaan. Die ekonomiese verval kan 'n mens ook daar laat kom. Droogte, werkloosheid, maak dat jy in 'n staat van, jy voel ontman. Dit verander jou totale menswees. Jy's nie meer jouself nie. Jy moet staan en bedel by ander mense soos 'n bedelaar. Jy verloor jouself. Totaal. Maar die Bybel kom en die Bybel sê, hy gee vir jou, maak jou innerlik sterk. Hoe lyk innerlik sterk? Ek het vir die Here gevra, Here, wys gou vir my prentjie, praat tog in prentjies met my, want ek is dom. Geef vir my 'n prentjie. En toe sê die Here vir my, wat wil jy met prentjies maak? Maak net jou oë oop en dan kyk jy. Hoe het hierdie mense in Namibië ingekom? Hoe die mense hier in Namibië ingekom? Van Suid-Afrika af, van Angola af. Met niks. Absoluut niks. Ek hou 'n Pinkster in Omaruru, paar jaar gelede. En 'n oom en 'n tannie nooi vir my vir ete. Dis wat hulle doen as hulle nie weet wat anders om te doen nie, en nooi hulle dommie vir ete. Hy lyk later soos 'n ding wat jy met 'n forklifter moet rondry. En nou sit ek en die oom hier in die kombuis en die tannie skarrel daar in die potte. En die oom hoor dat ek 'n sendingpredikant was op 'n stadium in Kenhardt. Hy sê, my wêreld, ek kom ook van Kenhardt af. Ek sê, vertel. Hy sê, my pa het 'n houtkar gehad. Nou, ek ken glad nie houtkar nie. Ek ken dat die stasiebaas het agter van hout gebou, maar hy sê, sy pa het in die Kaap 'n houtkar gekoop. Die kar is van hout gebou. En toe die droogte vir hulle nou klaar het, op hulle knieë het, toe het sy pa hulle dubbelbed. Onthou julle die ou mense het gegote, weet nog sulke beddens? Nee, julle slaap gemakliker. Jy nog een, wonderlik, my oupa het ook een gehad, ek is probeer te groot geword. Hierdie potysterbeddens, het hy 4 wiele aangeswys en 'n trekstang en agter die houtkar aan. En alles wat hulle kon op die bed laai, het hulle opgelaai. En met 'n handjie vol skape het hulle teen 5 myl per uur het hulle getrek van Kenhardt af. Ek sê regtig, ja, sê hy. En toe op Karasburg, toe sê petrol op. Toe sê ek, toe wat maak julle toe? Hy sê, toe saag ons die voorste deel af van die kar. En ons gebruik die agterste deel vir 'n donkiewa. Maar daai tannie strip vir haar, net daar voor die kospotte. En sy sê vir hom, ek is 60 jaar met jou getroud, en jy het nog nooit vir my die storie vertel nie. Hy sê, maar jy het my ook nie gevra nie. Dis hoekom ons vergaan in hierdie dorp. En vergaan in hierdie land, want ons vra nie, hoe het julle in hierdie land gekom, met niks. Met niks. En opgebouw. Of het uit Angola is, en of uit Suid-Afrika, wie het skatryk in hierdie land ingekom? Niemand nie. Hulle het kos gemaak buitekant, so 'n bietjie van takke gekap, dat hulle kan, en so het Lepat. Ek het eendag vir Tannie Jet, sy lewe nog, sy's 93 en boer nog alleen op die plaas, het ek vir Tannie Jet gesê, skryf vir my die storie. En sy het hom in 2 bladsye gesê, jy vra my nooit nie, want jy maak wakker goeders, hoe het hulle gesukkel in hierdie land in te kom. Daar was die grond nie, daar was die water nie, daar was niks. Maar, God het hulle die krag gegee. En soos hy bestaan,
is nie net 'n stuk teorie en 'n ideologie in die Bybel. Dit bestaan. Kyk rondom jou. Ken julle Namakoland se taal? As jy by Namakoland gaan kuier, die ou Namakolanders praat so. Hulle praat so 'n snaakse taal. En dan sê hulle, wat sê hulle, gaan nabba van lappies en maak 'n bietjie gaat. Ken julle dit? Wat is gaat? Gaat is koffie, wat hulle van wortels maak. Innerlike sterk wees. Ons het niks, maar ons gaan nie lê nie. 'n Ou voor hy dood is, het vir my gesê, Dirk, as jy nie meer kan hardloop en loop, en as jy nie kan loop nie, kruip, en as jy nie kan kruip nie, dan beweeg net, maar as jy gaan lê, gaan jy doodgaan. Moenie gaan lê, want almal wat dood is, het gelê. En daarom, bid dat die Here vir jou die innerlike krag gee om met niks die pad te loop. Hy gee dit vir jou. Nou is die vraag, dis lekker groot bek, jy wat jou met jou dassie, hoe die ou vir my gesê, jy kom hier met jou op die plaas met jou plankie skoene, jy gaan dit nie maak he. Ons het droogte. Hoe maak jy dit met jou plankie skoene en hoe maak jy dit met jou dassie? Hoe maak jy dit in hierdie land met sy ellende? Hy bid vir 'n fondasie. Hy sê ons moet gegrondves word, vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Watter bome val nie in die storm om nie? Palmbome. Gaan kyk maar in Woester, my ma se huis het weggewaai, en gaan kyk na al die eikebome en al die bome val om, maar nie 'n palmboom nie, want hy stewig gewortel. Bome en 'n gebou wat nie diep gegrond is nie, gras strooi, as jy daarmee bou, gaan hy omval. Ek het vir my ma gesê, dis omdat jy 'n carport het wat se dak in die lug hang, dat jou hele huis weggewaai het, want die wind vat vir hom en hy waai vir hom weg. Maar as jy diep, dit bly vir my 'n wonderlike ding. Het julle dit al gesien? Daardie storms, en hy staan. Hy staan. Hoekom staan hy? Ken julle hierdie een? Wie was al in New York? Die Empire, daar is hy. Die Empire State. Daar's 'n ou wat kan sê of ek die waarheid praat. Ons was daar, hulle het hom al toegebou, hoor, dit lyk nie meer so nie. Maar wat is besonders van hierdie gebou? Johannes ook hier, hy sal nou vir ons kan help. Hierdie gebou is gebou in 1930 het hulle begin, en het hom binne 'n jaar klaar gemaak. Hulle het begin, ek dink so in Maart 30, en sy opening was in Mei 1931. Hulle het 'n jaar aan hom gewerk en hulle het hom gebou. Hoeveel verdiepings? Wie kan raai? 102 verdiepings. 102 is lekker skerry om met die huispak op te gaan, né? Skerry, en hoe moeg gaan jy wees as jy trap klim? OK. Hy is 380 meter hoog. En hy staan by die see, soos nat, is sand, as aardbewings, daar's wind, daar's sneeu, daar's reën. Hoekom? Luister mooi, sy fondasie bestaan uit 55 suile, 17 meter diep. Staan hy op. En dis wat die Bybel vir jou sê. As jy wil staande bly oor die jare, dat die mense later net jou naam in 'n Bybelse voorblad sien, of 'n ou foto, dan is dit omdat jou fondasie, the foundation, die fondasie moet sterk wees. En daarom bid Paulus, Here, gegrondves,
vasgemaak in wat? En dit is die volgende, in geloof. En skielik, ek is skaam om te sê dat ek 'n ou man is, en skielik verstaan ek die definisie van geloof. Hoe glo jy? Deur te begryp en te ken. Dat jy die God leer ken het, dat jy hom begryp het, en daarom kan jy in hom glo. En wat in hom glo? God se liefde. Dat God vir jou so lief het, dat niks of niemand dit kan wegvat nie. Ek het gister weer by die troue vir die ouens gesê. Ek het dit beleef in die tronk. As sit daai ou in die dodesel, hy het mense doodgemaak, hy het vrouens verkragt, hy het jou goed gesteel, hy het bedrog gepleeg. Hy het mense aangerand, hulle oë uitgesteek. Nou, wie kom? Sy ma, kom met 'n plastiek sak vol kos. Dan sê sy, hy het 'n verskriklike ding gedoen. Dan is nog altyd my kind. Ek kan nie anders nie. Ek moet hom lief hê. As Hosea se vrou wegloop, dan haal hy haar onder die paal. Want my liefde brand te veel vir hierdie mens. Dis nie maklik nie. Wie hoekom is dit nie maklik nie? Want die Bybel sê dis hoër as ons verstand. Dit maak nie sin nie. Jy kan dit glad nie verstaan nie. Dat God sê, en niks sal jou uit die liefde van God ruk nie, behalwe jy jouself. As jy sê, ek wil niks met hom te doen nie, ek wil nie hoor wat hy sê nie, ek wil nie verstaan nie, ek loop. Hoe weet ek dit? Here praat weer in prentjies met my. Blaai net deur jou Bybel, jou kinderbybel, en dan kyk jy na die prentjies. God kom na Kain toe. Kain het sy broer vermoor. En dan praat hy weer met Kain, en dan stap hy saam met Kain, en hy maak Kain 'n nasie. Hoe? En dan stap hy saam met Hagar en Ismael, die buite-egtelike kind, 'n pad, en bou hulle 'n groot nasie. Hoe? Dan kom hy by Legio, wat 'n satanis was, vol duiwels. En dan maak hy hom gesond. Hoekom? En dan hang hy langs 'n gewapende roof, wat mense aangerand het en hulle beursie of hulle selfoon gesteel het. En dan sê hy, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe kom hy daar? Samaritaanse vrou met 5 mans. En dan stap hy saam. 'n verlore seun wat sy pa sy helfte van sy erfporsie vat en gaan uitgee op sy drinkerpelle en sy los vroue. En dan kom hy terug en hy word 'n party voorgegee. Hoe? 'n tronkbewaarder wat mense in ketting sit, hulle rondruk en pluk, net ouens wat in die tronk was sal weet wat daar aangaan. Dan kom sy in sy hele huisgesin tot redding. Hoe? Omdat dit oukei is? Nee, is nie oukei nie, maar omdat God jou so verskriklik lief het. Dis die fondasie. Och, ek moet klaar maak. 5. En vervul met die volheid van God. Wat beteken dit? Hy is vir jou gebore op Kersfees. Hy het vir jou gehang in die doodstraf en Paasfees. Hy het vir jou in jou inkom woon deur die Heilige Gees in jou. Hy gee vir jou alles. Die oudste seun sê, ek het niks gekry nie. Nou kom die broer die ander, kom vat hy nog die ander goeders ook hier. En ek kry nie 'n party nie, en ek kry nie vleis nie. En dan sê die pa, die yskas is vol, hoekom vat jy dit nie vir jou nie? Die lug is vol suurstof, hoekom haal jy so vlak asem? Het ons nee,
in die Pinkster gehoor. God se gees is hier. Hoekom haal jy so vlak asem? Hoekom vat jy dit nie? Here, maar ons kry swaar op die aarde. Ons sukkel, ons finansiëel is ons onderdeur. Ons sukkel, ons kom nie vorentoe nie. Here, help vir my. Ek was 'n kind op verleerstop, die Here het my laat onthou. So mense ouer is, dan onthou jy stories. Ons het 'n tuinman gehad, sy naam was John. Is mense wat nie van hy het nie, hulle werk net in die tuin. Dis John. En John het begin en gesê, maar ek wil nie lewe so, ek wil nie my lewe so deurmaak nie. En wat ou John toe gedoen het is, hy het op asgate en by mense het hy leeblikke, hierdie verfblikke wat jy mee verf of wat jy emmers, wat jy mee iets doen, het hy by mekaar gemaak. Ons in die Kaap, soos om sy collect vir hom 'n klomp buckets. En hy het by 'n klompie mense, het hy elkeen 'n emmer gegee en gesê, jy moet eet, so gooi my jou skille en jou weggooi kos daarin. En toe het hy 'n klompie varke gehad op die meent, op die munisipaliteit grond, en dan het hy vandag, as hy klaar gewerk het 5 uur, dan ry hy met sy fiets, en dan gaan collect hy buckets, 2 op maandag, en 2 op woensdag, en 2 op donderdag, en so het hy sy varke groot gemaak. Hy was bekend om te werk sonder betaling. Hy soek nie die betaling nie. Hy soek net daai klompie bakstene wat in jou agterjaard lê, of daai venster wat jy uitgebreek het. En John het vir hom met sy huisgesin 'n huis gebou met dit. Die Here sê, maak oop jou oë en kyk wat daar is en bou. Ek het julle vertel van Bernard wat by ons gekom het in Windhoek. Het niks gehad. Niks, net die klere aan hulle lyf. Hulle het honde opgepas en huise opgepas. En hy het beeskoppe begin verkoop. Hy's 'n vermoënde sakeman vandag. Here, maak my oë oop dat ek die volheid van God rondom my kan raak sien. En dat die Here my kan vul daarmee. Ek wil klaar maak met my 6ste een, verbonde aan hom deur geslagte. Ja, maar. Hoekom ek oor my ja, maar? Nou sit daar 'n man en 'n vrou. Hulle het sleg keuses gemaak. Verskriklike sleg keuses in hulle lewe gemaak. Ou vrou wat 'n jong mannetjie gevat het en hy het nog nooit in sy lewe gewerk nie en is ook nie van plan om te werk nie. En toe hulle nou deur al haar erfgoed is, toe beland hulle in die tuin. Beland hulle daar in die tuin in Windhoek en kom slaap op die kerk se stoep. En dan dra ek maar komberse aan en dra ek klere aan en ek dra kos aan, maar dit is soos 'n bodemlose put. Hoe meer jy gee, hoe groter is hulle behoefte. En ek gaan sit met hulle en ek vertel vir hulle hierdie stories en ek sê, julle moet julle koppe oplig en julle moet julle harte verander en julle moet julle denke verander en dan sal die Here vir julle help. En die vrou sê, luister, ons lees vir jou stories, jy gee net daar geld. Ek soek $1000. Ek sê, dit gaan nie 'n dag hou. Nie in hierdie tempo wat julle lewe nie. Bye bye. Sy is nou 82 op 'n kruk. En hy is nou 47. En hulle bly ook aan die polisiestasie in Windhoek op 'n bankie. En hulle is kwaad vir die Here en hulle is kwaad vir Dirk en hulle is kwaad vir die alles. Want dit is almal se skuld. Dis eers in die varkhok dat die verlore seun besef, ek is nie wees nie, ek het 'n pa. Adam en Eva wat uitgegooi word uit hierdie wonderlike perfekte tuin in die dorings en die dussels. En dan besef, maar die Here is saam met ons in hierdie dorings en dussels. Hagar en Ismael uitgesmyd uit die huis uit in die woestyn. En dan het daar ontmoeting plaasgevind in die woestyn. Hagar, Ismael, Moses.
Josef is deur sy eie familie uitgeskop, verkoop soos 'n hond. Maar God is saam met hom in Potifar se huis en binne in die tronk. Die volk is uit Egipte, uit die vleispotte uit in 'n woestyn en moet maar bakkant staan vir brood wat uit die hemel uitval. Daniel is 'n jong man van 18 wat in ballingskap uitgegooi is uit sy land uit. Skryf dit neer, daar's 'n liedjie wat sê, tel jou seëninge. Skryf dit neer in jou Bybel op die voorblad. Die geslagte heen, hulle het die pad geloop. Hulle my dit. Hulle het dit gemaak. Hulle het dit oorwin. En die Here sê, julle het niks minder en niks meer as hulle nie. Die wêreld, my skepping, Jesus gebore op Kersfees, Jesus gesterf in Paasfees, en die Heilige Gees wat in jou het, en die skepping wat ek vir jou gee. Neem alles wat myne is joune, en leef in die volheid van God. Hoekom is jy so doods en bankrot? Kom ons bid saam. Here, of ons ryk of arm is, ons bly op dieselfde wêreld. Ons het 24 uur van die dag. Ons het 'n dag en 'n nag. Ons haal dieselfde suurstof en ons behoort aan dieselfde God. Gees van God, vul ons, sodat ons die volheid van U kan raak sien, ken, weet, glo en die ewige lewe kan leef. Amen. Jy kry die geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Here onse God, baie dankie dat U 'n rykdom van heerlikheid het en dat U dit vir ons gee in oorvloed, dat ons beker oorloop sonder 'n stukkie suinigheid.
Dankie dat ons soveel het, dat ons selfs kan uitdeel. Dankie dat ons ook vir die bazaar in hierdie gemeente kan bid. Ook vir hulle wat op hierdie stadium swaar kry. Finansiëel swaar kry. En ons kom bid vir hulle wat regtig sukkel om kop bo water te hou. Dat hulle iets van u heerlikheid ook hier sal beleef. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af met lied 334 en ons besing die liefde van God. Want alles wat ons beleef het, is uit sy onmeetbare liefde. Gottes liefde juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weer de liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, maak sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, maak sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees maak jou oë oop, jou siel, jou hart vir die volheid van God, sodat jy daardeur vervul kan word. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Jy laat ons leef soos jy leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Baie dankie, daar's tee, né? Daar's tee en gaan skryf in vir die mannekamp en gaan kry jou konsertkaartjies en hê 'n wonderlike week en sterkte vir almal wat hard werk vir die bazaar en die konsert.